Goeiedag en hartlik welkom by ons oordenking hier vanuit ons oordenkingsreeks, jou Bybelse CV, en ons staan vandag stil by die derde oordenking, die getuienis van groei in jou Bybelse CV. Ek lees vir ons Filippense 3, daarvan vers 12 tot 14. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Jesus Christus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Tot sover. Nou geliefdes in ons Here Jesus Christus, 'n goeie Bybelse CV. Wys nie vir jou net waar jy begin het nie, maar ook wys dit vir jou waar jy gegroei het of selfs ook verbeter het. Dit wys dat Christus Jesus besig is om jou en jou lewe en jou gedagtes en jou begeertes te verander, as ware te vernuwe, om jou meer soos hom te maak, dat jy meer soos hy sal wees en meer soos hy sal optree, ook in hierdie tydelike lewe waarin ons staan. Dit is uiteindelik om soos 'n boom te wees wat goeie vrug dra, bruikbare vrug dra met die verloop van tyd. Paulus sê in hierdie gedeelte, hy is nie volmaak nie, nee, hy weet dit, dat hy nie volmaak is nie, maar hy jaag dit na. Hy vergeet die dinge wat agter is, daardie elendes en sleg van die verlede, en hy strek hom uit na dit wat voor is, en hy jaag daarna om die prys te kry, die prys van die roeping in Christus Jesus, om te lewe as 'n kind van God. Dit is die merk van 'n lewe wat deur die Gees gelei word, 'n lewe wat nie tot stilstand geruk is nie, 'n lewe wat nie stagneer nie, 'n lewe wat nie skibreek lei nie, maar 'n lewe wat konstant in beweging is na vore, nader en nader aan die Here. Dit verg inspanning, ja, ons weet dit, maar bring 'n tydelike en ewige beloning. Kyk na jou eie pad. Was jy dieselfde as 5 jaar gelede? Was jy toe nog vinnig om kwaad te word, vinnig om te oordeel, vinnig om te gryp na jou eie reg, en nou is daar dalk sagmoedigheid, lankmoedigheid, meer liefde, meer verdraagsaamheid? Is daar vrug wat jy nie self kon bring nie, maar wat die Here in jou hart laat groei het? Dalk sien jy verbeterings in jou reaksie op swaar kry. Groei is nie maklik nie. Dit kom deur die woord wat jou hart deurboor, deur gebed wat jou knieë laat buig, deur die alledaagse stryd waar jy moet kies vir gehoorsaamheid, deur die kennis van die woord wat ons opdoen. Dit bring pyn, die pyn om ou gewoontes af te lê, om die trots, die eie ek te breek, om te leer om te vergewe ensovoorts, maar dit bring ook vreugde. Die vreugde om te sien hoe jy verander word, hoe jou hart sagter word, hoe jy begin om meer vry te leef in die geloof. Dink aan Petrus, ja, eers van ontkenning na 'n rotsvaste getuienis en belydenis. Ondersoek jouself nou in hierdie oomblik. Is daar groei in jou lewe? Beleef jy die groei? Sien jy hoe jy nader aan die Here leef? Of staan jy stil? Het jy die afgelope tyd nader aan Jesus beweeg? Of het jy teruggesak in jou ou patrone of jou ou lewenswyses? Moenie jouself vir een oomblik mislei nie. As daar geen verandering is nie, is daar iets wat aandag nodig het. Miskien is dit luiheid en geestelike dissipline, om nie Bybel te lees nie, nie te bid nie, nie tyd saam die Here te spandeer nie, en nie kerk toe te gaan of Bybelstudies by te woon nie. Begin vandag om te jaag, te volhard. Strek jou uit na die dinge wat voor is. Bid vir krag, bid vir gehoorsaamheid, bid dat jy die woord sal ken, selfs wanneer dit moeilik is. Moenie tevrede wees met gister se geloof nie, moenie aanvaar dat dit maar so is nie. Die Here roep jou en my en die kerk om te groei, elke dag 'n bietjie nader aan hom. Bou gewoontes, goeie gewoontes, 'n diepte studie van die woord, gereelde gebed, om stil te raak, en selfs die woord van die Here te deel met ander mense, daaroor te gesels. Laat jou CV spreek van iemand wat lewendig gemaak word deur Christus. Mag jou hart
vandag brand met heilige onrus. Mag jy nie tevrede wees met wat was nie, maar uitsien na wat kom, na die dag wanneer jy kan sê, ek het gejaag en ek het gegryp. Laat die Here jou nou aanspoor om te begin hardloop. Neem die eerste stap tot groei in jou geestelike lewe vandag. Amen, kom ons dank. Here ons God, baie dankie dat ons vandag die voorreg het om te weet, ons het 'n baie groot verantwoordelikheid. En dit is om elke oomblik van ons lewens en elke dag te groei om nader aan U te lewe. Want as ons nader aan U lewe, weet ons, Here, dat ons lewens onmiddellik sal verander. En Jesus, nou met ons deur die werking van die Gees. Amen.